Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Andries Cornelissen kuier vanoggend by ons. Goeiemôre Andries. Goeiemôre Jennifer en Swan. Goeiemôre Andries. Andries, net nadat Julius Malema 'n hoogtepunt was in die gesprek tussen meneer Trump en meneer Ramaphosa, sing hy weer Keel de Boer. Ja, gister in Koppies, dis voor 'n tussenverkiesing, daar 'n bepaalde tussenverkiesing. En hy beskou dit as 'n hy sê ook, jy weet, hy's die eerste persoon wat die Withuis, die Oval Office in 'n fliekteater verander het. Dis 'n reuse kompliment beskou hy dit as, dat hy weet so hoog gefigureer het in hierdie gesprek. Hy het selfs meer leiwagte deesdae, want weet hy voel daar's dalk 'n bedreiging weet teen sy lewe nou dat hy weet op Donald Trump se radar is. So hy voel nou belangrik. Hy voel belangriker, jy weet wat hy sê is, jy weet hierdie is 'n 9% party en kyk, hulle maak wêreldopslaa. Nou ons weet die EFF is die afgelope ruk, jy weet hy's besig om te kwyn. So dis seker 6 van die 1,5 dosyn van die ander, jy kan dit sien as jy weet hierdie is die laaste stuiptrekkings, jy weet want mense hou nie van hierdie, veral die ouer generasie hou nie van Malema se styl nie en hou nie van die EFF se styl nie. En ek praat spesifiek van swart mense, hou nie van weet die styl nie. So maar weet iemand soos Malema, weet hy moet in die kollig bly. Ja. Kyk vir 'n politisie, veral in die oppositie, jou enigste manier om in die kollig te bly is jy moet aandag kry, met aandag trek. En dit is Malema se manier van weet die hele gesprek in die Withuis en waar die president gereageer het, weet waar hy gesê het maar hierdie is nie regeringsbeleid nie, weet oor die sing van die Keel de Boer, Keel de Farmer. Ons moet onthou die howe het beslis dat dit is nie haatspraak nie. Ja. En die teenpool daarvan is of dit nou haatspraak is of nie, is dit regtig iets wat bydra tot Suid-Afrika se maak dit Suid-Afrika 'n beter plek, jy weet. Is dit as jy dink aan die geskiedenis, ja, dit het nou die hele konteks van die geskiedenis en van die stryd teen apartheid, maar dra dit enigstens by en dan die president om te sê maar jy weet dit is nie regeringsbeleid nie, dis net nie goed genoeg nie. Dis die geleentheid om te sê maar ons veroordeel dit. Ja. Weet hierdie is 'n 9% party. Weet hy het die geleentheid daar gehad om die EFF af te maak. Dit is in sy hande. In die president se hande, hy het gesit in die Withuis in die Oval Office en hy het die geleentheid gehad om te sê hierdie is 'n 9% party, hulle is nie deel van die regering van nasionale eenheid nie, ons veroordeel. Maar weer eens kom ons terug na weet ons president kon nie sy ruggraat saamvat op die vliegtuig nie. Andries, ons het ook al gesien dat Julius Malema, soos jy sê, floreer onder aandag. So wanneer hy liedjies sing, hoe meer media daaroor gesels, hoe blyer is hy eintlik daaroor. So as jy hom half ignoreer, dan verstaan is dit eintlik vir hom erger dit. Jy's heeltemal reg en ek vra altyd gereeld, waar bou hy op? So baie keer is die EFF se styl, dat ek net sê meneer Malema, nie die EFF se styl, protesaksie, winkels afbreek, ingaan, omkrap, verstaan, half chaos veroorsaak. En ek dink vir ons is almal by 'n punt waar ons nie dit wil sê nie. Ons wil hê iemand moet waarde toevoeg tot die land. Ons wil hê mense moet bou die brûe, bou die skole, bou die hoop wat mense so verloor het. Dis wat ek eerder eintlik wil sien, as net nog 'n keer wat jy liedjies sing. En dit is wonderlik, nou sing jy mense dit saam met jou. Maar plaas jy as leier, jy het hierdie geleentheid as leier om vir mense te staan sê, hoe vat ons die land werklik vorentoe en gemaak 'n verskil in elke Suid-Afrikaner se lewe. Maar weer eens is dit 'n geval van jy gaan vir Malema neutraliseer. Sy groot sterkpunt is die byvoorbeeld jeugwerkloosheid. Ja. Want dit is 'n jong party. Hulle juist daardie jonger groep wat hulle weet wat as aktiviste by hulle is, besig is en besig hou. So die ding is as jy die ekonomie kan groei, as jy iets aan die jeugwerkloosheid syfer kan doen, gaan jy vir Malema totaal neutraliseer. Ja. En dit is eintlik maar jy weet hy teer op die negatiewe. Die feit dat daar weet dat jong mense sonder werk sit, die hele kwessie rondom NSFAS, weet al daai tipe van goed wat jong mense raak. Weet waar mense weet waar poste vereis dat jy een of ander vorm van ervaring moet hê. Weet daai tipe van goed en dit is waarop 'n persoon soos Malema teer. Sê net vir my, dink stem julle saam met die hof dat hierdie liedjie nie haatspraak is? As jy kyk na al die plaasmoorde wat wel plaasvind, dit mense wat letterlik dood is, wat boere of plaasmense is. Stem jy daarmee saam of watse gronde dink jy het hulle dit gesê? Wel, die ding is wat gesê is deur die hof is hierdie is deel van die apartheid geskiedenis. Dit is 'n liedjie wat uit daardie stryd uitkom. Die verwysing na boer en farmer is die stelsel. Dis waarna dit verwys. Met ander woorde, jy met die stelsel omverwerp of doodmaak of wat ook al, die apartheidstelsel. So dit is wat die hof gebruik het as die konteks waarbinne dit is. Dis nie 'n verwysing na landbouers nie. Dis nie 'n verwysing na werklike mense wat boere wat met vee en met gewasse
boer nie, verstaan jy? Met ander woorde, die verwysing daarvan is die stelsel van apartheid, dis waarna dit verwys. Die probleem is, jy weet, hulle weer eens gaan dit oor hoe jy daarna kyk. Want dit was een siening wat die hof, dis hoe die hof daarby uitgekom het. Die ander kyk daarna is, maar hoekom praat jy dan van 'n boer en 'n farmer? Want 'n farmer en 'n boer, as jy verwys na boer, dan kan 'n mens verstaan jy verwys na die apartheidstelsel. Weet dat dit verwys na die boere. Terwyl farmer is eintlik Iets anders. dis iets anders. 'n voedselverskaffer. Korrek. Ja. Dit is iemand wat weet op die grond boer en kos voorsien. So weer eens is dit maar eintlik 'n politieke standpunt in daardie opsig. Ons moet berus by wat die hof beslis het, maar dit beteken nie dat dit aanvaarbaar is nie. En ek dink dis waar mense van 'n president meer verwag. Jy sal sien baie swart mense wat op en kommentators wat op sosiale media en in meningsstukke en al sulke goed sal sê, maar daar's nie meer 'n plek hiervoor nie. Weet dit is eintlik maar soos die stem in 'n mate. Jy weet, ons het daarby verby beweeg. Ja. So dis dieselfde wat die ANC, jy weet die mense wat mekaar as comrades aanspreek. Weet daar's vir my niks meer geëik as dit in, jy weet, met ander woorde dit wys jou, dit vat jou terug na die kommunistiese stelsel toe waar die mense na mekaar die hele tyd verwys. Ek het gewag dat ons afvaardiging daar na mekaar verwys as comrades, net om dit nog interessanter te maak in die Oval Office. So dit is daai tipe van goed wat ons moet daarbey verby beweeg en Kiel de Boer, Kiel de Farmer is een van daai goed wat moet gaan. Absoluut. Dan die minister van Kommunikasie, Solly Malatsi, ontken dat sy verligte BEE-voorstel ten doel het om deure vir Starlink oop te maak. Kyk, hierdie is nog al die goed wat die gevolge is van die gesprek in die Withuis met Trump en sy afvaardiging. Solly Malatsi het 'n direktief uitgereik dat hulle wil ook, soos in ander sektore, 'n oplossing vind of 'n omseiling gebruik vir die 30% aandelehouding. Nou dit gaan nie oor dat jy swart bemagtiging wegvat nie. Daar word net 'n ander hulle noem dit 'n ekwivalente program. Met ander woorde, jy belê in kleiner besighede, verskaffers of in infrastruktuur. Met ander woorde, daar's 'n ander manier hoe jy daardie geld, jy gee nie vir iemand aandele nie, maar jy belê in die bedryf en die verbetering van infrastruktuur of die opleiding, daai tipe van goed. So hierdie het nie spesifiek direk verband gehou met Starlink nie, sê Malatsi en ook die DA ondersteun hierdie plan. Dit kom eintlik al geruime tyd. Ja. En hierdie is een van die sektore waar ons buitelandse beleggings nodig het. Nou daar gaan baie politieke geraas hieroor wees. Ek sien die komitee, Kusela Diko, die voorsteur van die komitee, kommunikasiekomitee, hy moet hy gaan verduidelik hoekom hier spesiale planne gemaak word vir Musk en eintlik tree hy opstrydig met die elektroniese kommunikasiewet. So kom ons kyk want dit is nou 'n politieke geveg waar nou gesê word, maar eintlik het Trump ons nou afgedreig, Trump en Musk, en nou maak ons spesiale planne sodat hulle nie hoef te voldoen aan die 30%. Nou dit is nie dat hulle nie gaan voldoen nie, dit is net 'n ander, en dit word reeds toegepas in ander sektore ook. Ek dink weer eens, Julius Malema het baie daaroor gesê, ons weet hy en Musk sit nou nie om dieselfde kamp vier nie, hulle is maar heen en weer op X vir mekaar. Baie partye was daar teenoor uitgespreek. Hier is my siening, ek voel as dit meeste Suid-Afrikaners kan help en Suid-Afrikaners kan help in afgeleë areas tot beter toegang, as ons dit kan help om skole te verbeter, hoekom sal ons dit nie doen nie? Ek dink as dit meeste Suid-Afrikaners daarbey kan baat vind, is dit iets wat ons moet oorweeg. Ek dink ons almal, weer eens gaan ek terug na ons almal by 'n plek waar ons wil sien dat ons ekonomie groei, dat ons buitelandse belegging kry, dat daar meer besigheid is, dat daar meer werkskepping is, ons weet wat die werkloosheidssyfer is. So as so iets, jy weet, nie afbreek doen aan die opbou van mense nie, maar terselfdertyd die ekonomie in die gang kan kry, dink ek dis iets wat dis hoogtyd dat ons so iets dan oorweeg. Ja, solank daar voordele is en solank dit nie nodig het dat 'n paar comrades eers met aandele in iets kry of 'n paar kontrakte kry voordat dit kan gebeur nie. Ja. Maar dit gaan oor wat is die voordele daarin vir Suid-Afrika. Ek dink 'n belangrike ding wat John Steenhuisen genoem het, is eerder as wat ons soek na 1 miljoen redes om nie iets te doen nie, moet ons soek na 10 redes om dit wel te doen. Ja. So dis die So gepraat van John Steenhuisen en die DA, hulle verskil so 'n bietjie van Johan Rupert. Ja, ek dink die DA het maak so 'n bietjie van 'n oordeelsfout. Die ding is dat die DA is reg in die feit dat hulle het nie beheer oor polisieering, oor die polisieeringsmagte in die provinsie nie. Die ding is dat die stryd teen bendegeweld en sulke goed gaan nie net oor die polisie nie.
En ek dink die Good Party het redelik sterk daaroor uitgekom en gesê maar die DA was nou eintlik half hulle hande oor hierdie. Daar's baie ander ingrypings wat in hulle hande is as die provinsiale regering. So, daar's sosio-ekonomiese goed wat hulle, jy weet, so daar's baie ander goed. Die stryd teen dwelms, jy weet, al daai tipe daar's provinsiaal is daar goed wat die DA kan doen wat nie te doen het met polisieeringsmagte nie. En om suiwer net te sê maar hulle het nie enige beheer oor die vervolgingsgesag of oor die polisie of oor die howe nie. Is nie dit antwoord nie regtig die vraag nie. So jy weet die kritiek op Rupert omdat hy nou gesê het vir Steenhuisen, jy weet maar julle is in beheer van die Weskaap en kyk na die bendegeweld. Die probleem vir die Weskaap is 90% van die land se bendeverwante moorde gebeur in die Weskaap. Ja. En jy weet dit is die tipe van goed, jy weet dis 'n toerismeprovinsie en daar moet 'n nasionale plan wees. Die Weskaapse toerisme is van nasionale belang. Ja. Dis nie van provinsiale belang nie. En in daai opsig, ja, daar is 'n dit sal beter wees sou daar 'n afwenteling wees van polisieeringsmagte en om byvoorbeeld munisipale polisie daai mense ook in staat te stel om dossiere op te bou wat kan goeie dossiere wat kan hof toe gaan. Ons het gesien die syfer rondom wapenverwante, ek dink is 5%. Ja. Van sake wat met onwettige vuurwapens verband het wat lei tot skuldigbevindings. Nou dit is net absoluut totaal absurd. Weet dat jy net 5% skuldigbevindings het. Maar Andries, ek voel ook so half as mens krediet vat van iets wat goed is in 'n provinsie, moet jy ook kan aanvaar dat sekere dinge nie goed is nie en dan moet ek ook pa staan vir daai dinge en ek verstaan nie alles in hulle hande nie. Bendegeweld het nie oornag gebeur nie. Dis nie ewe skielike probleem nie. Dit kom na 'n geruime tyd en weer eens die mense wie in daai realiteit leef, wie se kinders in daai realiteit leef, wat skool toe stap, raak geskiet word, daai mense soek ingryping. Hoe jy daai ingryping doen, ek dink nie dat gee te veel om hoe dit gebeur nie, maar dit moet gebeur. En die realiteit is, dit moet gebeur want as jy kyk na die misdaadsyfers in daai bende geweld, is dit verskriklik hoog en hoeveel onskuldige mense ook hulle lewe verloor. So mense sal graag wil hê daar moet tog 'n oplossing kom. Ja, ek dink deel van daardie oplossing ook, ek weet die DA, die stadsraad byvoorbeeld het die stelsel waar hulle geweerskote wat afgaan. Ja. Wat dit optel en dan hulle kan spesifieke gebiede monitor. Die interessante ding is hulle kan dan byvoorbeeld as hulle nou daai gebiede want hulle weet watter gebiede word dit nou die meeste, hulle kan vir jou die syfers gee byvoorbeeld. Hulle weet waar om die polisie heen te stuur en nie net dit nie, hulle kan ook maatskaplike werkers in die omgewing ontplooi en sulke goed. Nou dis daardie tipe van projekte waar jy weet, so daar is maniere hoe jy daai goed kan hanteer sonder dat dit 'n polisieeringsmag nasionaal word of Hoe eet jy 'n olifant? Ja, dit is ongelukkig een happie op 'n slag. Happie vir happie, maar jy moet iewers begin. Ja. Né? Dan 'n baie lekker storie, terwyl die internasionale media fokus op rasisme in Suid-Afrika, organiseer die Beter Einders sokker tussen swart en wit. Ja, hierdie soort projekte is belangrik. Ek dink 'n mens moet net nie weet dis die tipe van goed wat nie deur politici gekaap moet word nie. Dit moet weet dis gewone mense. Ek gebruik die woord gewone omdat dit jy weet is nie hulle het nie een of ander politieke agenda of wat ook al, jy weet dis mense wat probeer om Suid-Afrika 'n beter plek te maak. Nou ons het meer projekte nodig wat van Suid-Afrika probeer om 'n beter plek te maak. Mense moet net versigtig wees, jy moet onthou ons het hierdie goed ook al in die 90's gehad. Weet ons het as studente, daar was baie uitreikingsprogramme in die Vrystaat was ons weet in swart woonbuurte gewees. Daar was weet mense het kontak met mekaar. Deesdae werk mense al reeds saam in werkplekke. Kinders is saam in skole, jy weet so daar is 'n interaksie. Ek dink die probleem is mense moet hulle self nie blind staar teen wat mense op sosiale media mee aangaan. Daar sit politieke kantore vol mense wat op sosiale media goed doen. Daar's weet wat spesifiek hierdie goed dryf. So dis nie noodwendig 'n grondvlak mening wat jy kry wanneer jy op sosiale media goed lees of kommentaar op nuusberigte of wat ook al nie. Dit is 'n baie klein sample van wat werklik daar buite aangaan. So gewone mense gaan aan met hulle lewens en hierdie is die tipe van goed wat belangrik is, waar mense mekaar op sosiale vlak, waar weet mense se kinders saam, jy weet dit het niks te doen met die werkplek nie, dit het niks te doen met politiek nie. Ja. Maar mense moet ook versigtig wees dat dit nie deel is van die oordrewe fokus op ras nie. Ja. Ja. Weet so dit moet nie 'n geforseerde proses wees nie en dit moet ook nie net hierdie oordrewe fokus wees op ras nie. Ja, maar ons het gedeelde belange waaroor 'n mens kan oor hierdie goed praat. Ja. En dit moet ook nie wees asof dit anti die ander groepe is nie, want mense kry jy weet dat daar met 'n alternatiewe Afrikaner verklaring wees en sommige mense sien hulle as Afrikaners en ander sien hulle as ander soort Afrikaners. Dit maak nie saak hoe jy jouself sien nie. Julius Malema sien almal as Afrikaners. As jy Afrikaans praat en jy is wit, is jy Afrikaner. So jy kan jouself definieer soos wat jy wil. Maak ook nie wat saak wat jou politieke standpunt is nie. As jy in die straat loop, is jy wit en Afrikaans. Maar dit is of my jy lid van die lekker. ANC is of nie. Ja, dis lekker om te sien hoe mense se realiteit wat pogings aanwend. Absoluut.
soos hierdie, hoe dit ook sosiale media bereik Mens met enige en hoe dit projek vir ons 'n ondersteun voorbeeld kan wees. wat van Suid-Afrika 'n beter plek gemaak. Ja. Dis my so snaaks dat hulle sê, dit is skill the boer. Hulle probeer Soccer vir die skills. boertjies leer hoe om sokker te speel. Dis baie oulik. Dan sit die generaal se kinders poste vol. Ja, sodra mens dink jy probeer iets positiefs sê en dan ja, ongelukkig, dis nou Angie Motshega se departement. Ons weet sy was 'n groot sukses by onderwys. Sy's nou by verdediging waar sy ook 'n reuse sukses van maak. Die departement van militêre veterane, dis die Suid-Afrikaanse Nasionale Militêre Veterane Vereniging. Hulle het 'n brief geskryf aan die Parlement se Gesamentlike Komitee oor verdediging en dit verwys na die generaal se kinders. Hulle hulle het lekker aanstellings daar in die departement want hulle kry nêrens elders werk nie. Daar's al 140 werknemers wat maandeliks salaris kry. 40 van hulle is steeds in kontrakposte want hulle kwalifiseer nie vir permanente aanstellings nie. En die meeste van hulle is al reeds langer as 'n dekade op die boeke daar. Maar hulle doen nie eintlik veel om van die departemente sukses te maak nie. Nou blykbaar was daar al ondersoeke gewees wat so ver teruggaan as 2013. Maar daar's nie die politieke wil om op te tree oor hierdie goed nie. Dis maar die probleem is dat jy weet ons praat oor die fokus van werkskepping en hoe belangrik dit is. Die probleem is dit raak ook dan 'n geval van waar dit kunsmatig gedoen word. Wie die belastingbetaler is, daar's baie mense vir wie die belastingbetaler betaal wat dis nie eintlik 'n werk nie. Jy weet hy's net hy's op die salarisrekening, maar eintlik is dit net van ons het vir hom 'n job gegee. Ja. Dis nie iemand wat regtig iets bydra nie, dis nie iemand wat regtig iets doen nie. Dis geldmors. Hy het 'n job. Ja. Maar hulle praat ook in daai selfde artikel van generaals wat by die huis sit wat ons nog steeds wat geskort is wat ja, maar ons dit nog is steeds salarisse oralste in die staatsdiens. Oralste in die staatsdiens is daar mense wat wat miljoene rande betaal word terwyl hulle geskort is. Dis nie 'n nuwe ding, nuwe verskynsel. Dit is verskriklik skokkend, maar ten minste word dit bevraagteken, hè, soos die astronomiese salarisse aan base by bankrot entiteite. Maar jy sien, dis nou die ding wat ons het nou wat daarmee saamgaan is die komitee wat die president ingestem het. Die komitee wat hy ingestem het om te stig oor verkwistende, ondoeltreffende en onderpresterende bestedingsprogramme. Hierdie komitee gaan homself doodwerk. Hier gaan waarskynlik meer as een geslag van hierdie komitees. Mense gaan dit oordra na die volgende geslag toe. So dis deel van die begrotingsproses wat ons gesien het. So daar gaan gekyk word na en dit ons vra al baie lank daarvoor en nou hang dit af van of daar politieke wil is om dit werklik te doen. Maar dit gaan oor die verkwistende en hoe ons geld mors en daar's goed wat ons doen wat ons nie regtig nodig het nie. Een van daai goed byvoorbeeld jy sal sien vandag het News24 het 'n berig oor Prasa het tot op hede 2,5 miljard rand bestee aan die herstel en opgradering van treinwaans, maar die treinwaans word nie meer gebruik nie. Hulle word reggemaak en dan word hulle geparkeer want ons het nie hulle meer nodig nie. Maar die totale kontrakte wat uitgereik is 7,5 miljard rand om hierdie treinwaans reg te maak sodat hulle kan gaan staan en dalk word hulle later weer reggemaak, ek weet nie. Andries, maar waar is die logika? Waar begin ons by stap 1? Dis wat ons eerste kort. Ja, maar dit is hoe ons bemagtig. Onthou daar's maatskappye wat honderde miljoene rande kry, hulle het werkers wat dit doen en dan parkeer ons dit weer. Onthou in die ou Suid-Afrika het hulle gepraat van in die weermag wat jy een stel troepe gaan grawe 'n gat en dan stuur hulle die volgende stel troepe om die gat toe te gooi. So dis amper dieselfde tipe van ding. Maar die salarisse, die DA het 'n vraag gevra aan die parlement oor die salarisse. Die hoogsbetaalde openbare amptenaar is die ontwikkelingsbank. Ja. Se baas wat 15,5 miljoen rand per jaar verdien. En dit is 'n mooi bedragie. Die ding is dat wat jy moet doen met hierdie syfers, as jy met hierdie syfers vergelyk met genoteerde maatskappye se uitvoerende hoofde, dis mense wat moet winsgewend wees, hulle het spesifieke teikens wat hulle moet bereik. Hulle moet 'n besigheid aan die gang hou. Hierdie mense het nie besighede wat hulle moet aan die gang hou nie. Hulle moet maar net Hulle is maar net daar. Hulle is maar net daar en hulle gaan gered word sou hulle nie finansiëel dit maak nie. Die interessante ding is ook meeste van hierdie verdien meer as wat die president verdien. Ja, hulle verdien meer as die president. Iets soos Transnet se baas verdien tussen 6 en 8 miljoen as ek nou reg onthou in die artikel. En dan dink ek maar Transnet werk nie eers nie. So nou ek verstaan net nie as hierdie entiteite nie werk nie. Hoe verdien die base? Hoe regverdig jy dat ek my belastinggeld moet gee aan iemand se salaris as die entiteit nie werk nie? Dan gaan in elk geval net weer 'n pakket hulle kant toe gooi. Wel SAL verdien 6 miljoen, uitvoerende hoof. Nou ek weet nie daar gaan nie veel aan by SAL nie, hy vlieg daarom weer. Sentrale Energiefonds 6.1, lugvervoer navigasiediens 6,14,
Dan hierdie is 'n persoon wat absoluut elke sent werd is die hoof van Randwater. Ja. 5,4 miljoen per jaar. Nou hierdie week gaan jy ook weer sien Ja. groot dele van Gauteng gaan hier teen die naweekstyd sonder water wees vir omtrent 6 tot 7 dae. Ja, so dis die Randwater is erger as Eskom. Want mense kan nog die kragprobleme kan jy nog oplos met sonkragstelsels en al sulke goed. Water is 'n bietjie van 'n groter probleem. En Andries het die president hier rukkie terug gesê dat ons moet kyk na privatisering as dit kom by water of die munisipaliteit te help om dit uit die munisipaliteit se hande uit te vat. En dan het jy iets soos Randwater wat nie eintlik werk nie en mense sit sonder water en tog verdien hulle baas miljoene. Ja. Maar Ja, hy word nie gemeet aan dis 'n die meeste van hierdie is in elk geval politieke aanstellings. Meeste van hierdie uitvoerende hoofde. Maar minstens word daarna gekyk. Ons sien na daai komitee, nou kan ons gaan kyk na ons hoop, soos ek sê, die politieke wil is daar. Volgens die Gordon Ngwana is die politieke wil daar van die president en die adjunkpresident en die kabinetslede. So kom ons kyk. Ons hoop daai komitee kan 'n haas uit 'n hoed uitruk, soos Houdini. Ja, luister, ek moet vir jou sê dis die ding van ons praat van die politiek en van land se probleme en sulke goed en dan doen mense hierdie ongelooflike goed hier op ons voorstoep. Houdini die 4-jarige wit renosterbil, traumatiese geskiedenis soos die berig sê, het 'n stropingsvoorval oorleef en toe deur die neus geskiet. En die probleem met Houdini kan nie behoorlik asemhaal nie. En blykbaar soos ek nou verstaan uit die berig uit is die renoster se neuse, hulle haal net deur hulle neuse asem. Ja. En hulle neuse is ook belangrik wat die reuk aanbetref, jy weet. So Ja. hulle dis nou Houdini het gesukkel. En hier is hierdie reuse operasie, hulle moes gaan bereken, jy weet hulle moes perde statistiek gebruik want hulle moes om meer as 5 ure onder narkose sit. Ja. En daar was 'n nuwe tegniek wat hulle moes gebruik om van sy bloed uit te tap en met ander vloeistowwe te vervang want hy kon dalk as hy nou aan die bloei gaan kan hy nou Ja, want die jy weet, neus daar's nie bloei genoeg baie maklik. bloed om Ja. te skenk byvoorbeeld van renosterbloed nie. Ja. So daar's allerhande en Uitdagings. natuurlik jy weet 'n mens moet hierdie mense se name noem, Dr Peer Bester, Gerard Steenkamp, jy weet hier's 'n hele klomp mense wat betrokke was, Dr Elsa Hollenbach, almal van Onderste Poort, deel van die Universiteit van Pretoria. Ja, soos die president sê, nog koloniseerders wat agtergebly het en die huis toe gaan. Ag, maar dis wonderlike werk wat hulle gedoen het en nou is dit gelukkig nie neusie verby met Houdini nie. Hy is weer op die been en daar's 'n foto van Houdini ook wat daar na die operasie weer Mooi besig is om te herstel. Ons ja. is dankbaar vir alledaagse helde. Ja. Andries, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Altyd lekker. Dit is Andries Cornelissen, bly gerus ingeskakel, net hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.